Ek is nie alleen nie. Jy sê nie Ons vir is my terug. nie. Rassie en Kali is terug. Kali Kijk, was Ras. bietjie daar langs die kus en Ja. Rassie was Ons in die oseaan. iewers optrek in met die die kus. oseaan. Besig om in die see te fluiter jy. Verstaan jy? En vir seepertjies te kyk. Awesome. So dit geweet jy kry daar's 'n verskil tussen 'n see skilpad en 'n land skilpad. Dis nie die een wat Ja. swem met nie, aan en dit nie leef swem nie. Daar's actually 'n Die vraag wat ek het, watter een leef die langste? Die Dit land. is volgende episode van 5 skilpaaie, 5 doppe 5 doppe. op daai punt. Ja, so 5 doppe en 5 nek. Nou ja, daar kan ek net vir sê daai was die mooiste awkward silence wat 5 ligte nog ooit opgeleef. ja nee, wag. Hy was amper 2 sekondes lank. Dit was vergeet. Boys, Japan. Ons moet oor met ons kry om te praat so skilpaaie want wat het in daai resies gebeur? Baie. 'n Pitlane exit. Ja, daar Ja, 'n bietjie gras sny werk. is die veld in die brand gesteek Ja, yes. voor Sondag. Nou, kan ons net gou vinnig daarop fokus. Dit was China se issue verlede jaar. Nou was dit Japan. Ek meen daai titanium boards onder of skietbloks wat hulle onder Ja. het heeltyd sparks gegooi. Verstaan jy? Maar hoe is daai gras so droog en dan die volgende dag? Ja, maar dis wat ek ook wil weet. Maak oornag, né? Nee? So en het gereën. Nou het hulle droogte daar op die oomblik of is Die daai kwaliteit van Japaneese gras. Ja, dit is mos in Hy is so efficient. Hy vat elke druppel water. en vonk? hulle sit. Weet jy ons het nog nooit 'n issue gehad by Japan actually nie. Nee, wat ek kan onthou dit het van nog nie. nooit so droog gelyk in Japan Ja. nie. So ek wonder of die 2011 tsunami uiteindelik daar uitgekom het. Die effek van dit. Ja, Thailand earthquake tsunami. ek weet nie. Maar ek terwyl ons nou praat oor die circuit, wat 'n lieflike circuit. Yes, ek like daai Suzuka track. Ja, Ek was op die simulator in naweek Daai S's. en ek het dit beautiful. Ek raak so It's amazing. Ek op 'n seiljag is. Maar boys, kom ons praat gou oor daai Paul lap van Max. Jesus, waar het hy hom uitgekrap? Weet jy waar het hy hom uitgekrap? In 'n slipstream. Saudi 2021. Oh. En daai het daai monster Paul lap Ja. slat hy sy agterwiel raak. Ja, Teen die in die barrier. op die Ja, laaste ek kol. onthou dit. En weet jy wat? Hy het dit daar reggestel op Suzuka. In 'n mooi wit Red Bull. Ja, nee. Hæ? Hæ? Hulle kom se Ja. bietjie meer Japaneese hieroglife op die kar gesit het. Ja, ek Wat weet. se jaar het hulle so mooi, dit was nie so hierso. Jesus hy. Daar's hy. Dis daai ene. Turkey. Maar daai is nou die Racing Bulls het nou daai kleur. Daai agter, daai Japaneese skrif op die rear wing. Dit was Ja. Wel, okay, yes. Ja. Maar ja, ek dink hulle wou dit doen nie want Netto het hulle besluit dat dit dalk is die rear wing in Temu vervaardig. in Temuvel. Temuvel. Maar yes, daai lap, Ja, dit was goed. die spoed wat hy ingedra het, die hoeveelheid apex speed, rotation deur die corners, die late braking. Ek dink hy het gesê hy het omtrent amper 5 keer amper die kar verloor op daai lap. Maar ons het net nou die dag te sit as hier te praat is oor hoe Max selfs al is daar issues, vat hom so 10-15 laps en dan het hy die probleem geïdentifiseer en hy het 'n op sy eie manier gevind sonder om dit te kan verduidelik om die probleem te negate en om dit te kan. Was ek wat nou dieselfde gesê het. Nou ons het mos daai episode teen saam met Stewart. Wat hier was. Het ek nog gesê dit. Dit gesê, yes. Wat so absolute ongelooflike talent Max eintlik het. As jy gaan kyk daarna in goed, laat ons sit met 'n ou waarna ons kyk wat ek dink niemand van ons besef die onsaglike talent wat daai man het nie. Hy is 'n uniek. Of ons nou hou van hom of jy nie hou van hom nie, dit maak a time to be alive. Ek sê ook so. Kyk, ons het omtrent 'n klomp grootes in ons lewenstyd gesien en ek dink ons is besig om een van die grootes nou. Dis nog van renjaars nou. Ja. Okay, ja. Verkieslik. Ja. Ja. Anyway. Maar wag, ek het
Rot. Patrol hom in. Ek het nou iets om te sê. Hyfus. Wat ons nou praat oor Max en om 'n probleem ry. Dit was vir my so sad en ons gaan nou 'n bietjie dieper aan ingaan, maar ek dink een van die ouens wat die meeste overtakes gemaak het was waarskynlik Yuki, right? Was ek verkeerd? Yuki. Maar hy het kers vasgehou met Max in die FP sessions en alles. Hy het net en ek was so excited daaroor. Hy het net Q2 sy linker agterwiel op die gravel gedruk. Yes. En kyk wat se terrible knock-on effek het dit gehad. Maar wys jy toe naby veld is. Ja. Maar dit lyk of Yuki reg is vir die kar. Ek dink so. Verrassend genoeg, Kom ek sê nou reg is vir die kar. Kom ons sê net eerder the lesser of all evils. Ek meen ek is verbaas. As jy daai of beïndruk. As jy daai pace wat hy gehad het oor F1, FP2, FP3 en even in die race, in die consistency was dit baie beter as Liam Lawson. Hoe lekker was dit ook? En hy het letterlik die race gebruik as 'n test session. Was die eerste keer wat hy Ja, exactly. En ek meen hy het nog voor Liam Lawson geëindig. En gerieflik vat Max Paul en 'n race win omdat hy 'n slagge teammate het wat hy nie oor hoef te worry nie. Presies. Ja, hy kon actually en ek wonder of dit nie dalk 'n groot aandeel is hoekom hy so ongelooflik gery het nie, want Yuki was hier beskiklik daar en Yuki het heel naweek gewys tot en met Q2. Het Yuki gewys waar hy is. So hy kon actually terugsit en dink, okay, my tweede bestuurder gaan potensiaal die race bring wat nodig is om te bring. Ek kan nou ontspan en ek kan goed is Lena is verseker. Basis volg. Maar nou is dit ook kyk podcast nie. Nou is hulle Yuki se debut was disappointing. Ek is dis wat 'n wêreld lewe jy. Ek wil net sê wat het een het hulle gekyk? Ek weet jy het nog maar as anders wat net die reis gekyk het. Hulle het waarskynlik nie eens kwaliteit gekyk het. Maar praat jy van groot podcast channels The Race. Villeneuve. The Race het dit gedoen. Jy weet, hulle het vir John Noble en al die grapes daarop. En hy het baie respek vir hulle. Maar om 'n opskrif op te sit om te sê Yuki se debut vir Red Bull was disappointing. Is rubbish. Kan ons net gou van hierdie geleentheid gebruik maak om nie oor Jacques Villeneuve te praat nie. Kom ons beweeg aan. Maar ek kon al van 1997 nou oor Jacques Villeneuve. Daai was stukke hierdie naweek weer. Nee, luister as ek meen dis daar waar ek sê luister, bring terug vir daai vrou. Ja, daai ene goal wat hulle verlede jaar uitgeskop het. Ek wil amper sê Rou Connor doen. Wat is aan? Ek weet nie, wie was Danica Patrick. Dis reg. Danica Patrick. Danica. Ja, sy was mos 'n IndyCar en NASCAR driver en sy was 'n swimsuit model. Op die sideline. In Grand Prix. Die punt is ons kyk F1 TV en die supersport. Net so. Hulle blok my daar in die buiteland unsupported territory. Dis interessant hier, né? Eerste keer IPTV se catch-up funksie gebruik. Beautiful. Very nice. Maar toe moes ek na Sky Sports kyk. Jammer. Eina. Maar boys, ek dink net weer eens what a track. Bring die beste uit. Ja. Ek dink my grootste weet jy wat is die grootste disappointment my vir die naweek was Pirelli. Hulle composition selection vir die wat ek verstaan hulle het hierdie reis en dan hulle Bahrain die naweek wat kom en dan Jeddah daarna. So dis 2 warm reises. Ja. Maar hoekom bring jy jou hardste komposisies na 'n land en 'n trek toe wat 14 grade en 23 grade trek temperature het? Dis kom 'n paar manne uitgeduik het uit die Cape uit met rooi tyres hier op die einde. Verstaan jy? Ja. Dis dan nog so 20 of 18 laps op die pad. Ja. Is jy weet ons kan nou net daar praat strategie en goed, maar weet ek dink is 'n dom besluit. Hoe bring jy nie jou medium of jou sagter weergawe nie? Ja. Maar dis vat dit deur na Bahrain en Jeddah toe. Kyk hoe ruk die ouens die bande uitmekaar uit en hulle moet pitstops maak en dit hou die reis op 'n edge want wie kan dit outlast? Wie gaan wat doen? Verstaan jy?
Nou is dit nie met 'n race en almal eindig waar hulle gekwalify het en ek het nog steeds gehou van die race. Ek dink nie. Ja. Jy weet, McLaren het 'n super boeboe gemaak. Eerstens ja, hulle moes vir Oscar laat gaan het. Eerstens in qualifying, maar hulle altyd so nader getrek het en hulle sou vir Max se tyre onder by meer pressure gesit het, hy sou foute gemaak het. So een ding wat seker was, die ander kat was nie aan nie na. Glad nie, ja. Die ander kat was aan. Ja. So hoekom het hulle daai pace Daai 3 manne so gelyk daai van die Kuipe in. Dit was so exciting, né? Yes, dit was beautiful. Dis brilliant. Maar weet jy hoeveel druk was al gewees op daai manne in die Kuipe? Want Oscar was vroeër in en hy het 'n baie beter pitstop gehad as wat Lando gehad het. En selfs as wat Max. As hierdie selfde race, as dit nog net so 100 laps langer was, dan was Yuki ook op die podium. Jy het overtakes gemaak. Ja, nee, okay. Ek bedoel, vir my dit ja, jy was tweede. Een van die een van die lekkerste gedeeltes van hierdie race behalwe vir Norris wat nou weer seentjie was. Hy is besig om regtig vir homself 'n chopper reputation. Ek aan iets dit op die show wat ons sê chop van die week of etter van die week of weet iets in daai lyn, ja. Of pistonkop van die week of wat ook al, jy weet, maar in elk geval hy is regtig besig om self 'n chop te maak want hy tree op so 'n serie entitled Brad van ek moes gewen het. Nou hoekom het jy die ou verbygevat? Dit is 'n software glitch in die sim is of iets. Ja, dis 'n software glitch in sy brein. Mag ons nou al praat oor McLaren wat nie vir Oscar laat deurgaan het. Kom ons kyk eens gou hierso. Ek wil eerstens gaan net kyk. Die start was vir my super belangrik. Max se pole was crucial geweest. Ja. Het jy beter verwag van Lando? Nee, ek het actually Max het ek het actually gedink op 'n stadium Oscar dat Oscar gaan deurkom. Want Oscar het 'n baie goeie start gehad. Charles ook actually. Ja. Charles actually aan die buitekant van Oscar gekom. En toe wat toe gebeur het was 'n baie intense battle daar want dit was nie bo 1.7 sekondes. So hulle was within touching distance van mekaar die hele tyd. Dis net Max het clean air gehad. En Lando se setup. En Max was nie onder genoeg pressure nie. Ja, want Lando se setup het nie homself geleen toe om goed te volg nie. Waar as jy kon sien Piastri het 'n baie nader aan Lando gevolg. So hy het die spoed gehad. Ja. Ek net gou terug op die start van die race. Dink julle ek gaan nou vir Callie die vraag vra. Callie klassiek. Jou netjiese baard. Jy lyk goed my maat. Dink jy Max Verstappen het voor die tyd besluit hy gaan vir Lando defend want Lando is tweede, punt klaar. En dis hoekom hy vir Lando daar en toe kom Oscar het 'n beter wegtrek gehad, 'n wegspring gehad. Definitief. Of dink jy ook so? Ja. Ek het nogals dit ook gedink. As jy gaan kyk selfs met Max se na hulle formation lap, het Max hy het nie gaan reguit stop nie. Hy het letterlik gaan stop in daai grid. Ek wil amper sê met sy neus reguit om voor Lando in te skiet. Kan ek ek wil net sê as daai baan kom ons sê nog 100 laps langer 10 grade warmer was, nee. Ja. Het en ons het dieselfde start gehad. So beter gedoen, né? Hopelik. Maar Oscar sou dit om die buitekant gehaal het om ek stem. Want daar was ruimte. En Lando het nie 'n slegte wegtrek gehad nie. Hy is net super konservatief want Max hom soos die Schumi chop gegee, verstaan jy? Ja, hy was. Hy het asof hy nie beklei het daarvoor nie. Verstaan jy? Hy het teruggestaan of hy kon baie later gebreek het, maar omdat dit so koud was, koue bande, koue brieke, harde tyres. Jy ek meen one lock up en jy's weg. En jy off. Ek weet ek's nou premature, ons kan nou teruggaan, maar ek was op 'n stadium excited vir ouens soos Lewis en het Sainz dan nie ook met hard tyres, nog met hard tyres, Jack Doohan dink ek. Ja, daar was 'n paar wat begin het maar met. Maar Sainz het net laat. Wil ek nou sê? Op stadium ek gedog, ja, as hier nou insident is, as ons tyres op klif sien. Nee, weet Jack Doohan is 50G ryker hierdie naweek. Ja, nee.
Want hy het 'n 50G kry. 50G. Yes, daar was die real. Dit was 'n hoë graad joke. As jy dan sê 12Gs, dan sê ek dat onmiddellik, want dan dink ek 50Gs, dis mos nou onmoontlik. Ja, Maar die opspoed, die actual spoed van dit is insane. Insane, ja. Kan nie, maar die kan ouens die is- video opsit van dit nou is ons praat daaroor, Die maar ouens is wat sê wat ek soek, 'n kliphard, super krities. Ja, jy is stupid, hoe kom jy nie, jy wat in 'n simulator kom en nie gewoond is om die DRS toe te maak nie en bla bla. ja, maar dit was 'n fout. Jy Ja. weet, as hy briek trap met daai ding toemaak en daai ding het jy toegemaak. Ja. Ek dink hy het dit Maar weer, hy het nie briek getrap nie. Hy maar, het nie as die throttle gelig nie. maar dan Hy het dis Ja, driver error. so dan ja, hulle het Oliver Oaks het ook reguit gesê, dit is driver Dit error. was hulle het hom maar dan is hy dom. want ek het nou op Hulle het hom- is Oliver ook sê ou wat in Londen sit met die Nee. kraaghempie. Nee, Dis dis actually dis team manager. team manager van Alpine. Jy praat van Flav. Nee, hy praat van die Sky Sports presenter, die jong ouetjie wat agterbly by die groot TV. Benjamin Hy het sy hele half wie Benjamin The Curious Case of Benjamin Pratt. Jensen Button. Um, Nee, maar anyway, ek het toevallig toe ek nou die catch-up kyk, dit hulle nou vreeslik op al die goedjies in die build-up Ja. story quali session en dit hulle die telemetrie en alles opgebring om nou, jy weet, hy het net eenvoudig 'n milie Ja, gekom. hy was Gerol. volspoed. Hy het hom oopgehou. okay, so wat interessant is die reserve driver wat sy kar gevat het in FP1, Hirakawa. Hy was 'n Japaneese driver. Dis reg. Hy jaag vir Alpine in die WEC. As ek dit fout het nie. Maar in of F2. Ek is nie seker wat hy Ek is ook nie, ek weet nie daar nie. seker nie, maar hy was ook een van die reserve drivers. En hy het bloody goed gedoen. En ek sê nou vir jou, met daai crash het Doen sy poep geboek. Want Collepunte staan en lek sy lippe af. Jalom. En Ja. en Flavio gaan daai tipe goed. Ek dink ook nie Flavio is op 'n trant van competitiveness. Ja. En Doen doesn't Weet dit nie. got it. Nee, maar ag ons kan dit eintlik al in Drive to Survive gesien het dat die dynamic van Flavio teenoor Jack Doen is 'n kind teenoor Flavio. Hulle sou nooit gel het nie. Die enigste die enigste manier hoe Flavio sal vashou aan Jack Doen as hy iets so outrageous doen wat soveel kahunas vat. Al skryf jy hy onthou ou soos Flavio, jy moet pere wys. Jy moet eers pere wys, anders is jy uit. Hy soek 'n ou met Jy moet 'n max gooi. met pere, met kokosneute. En Jack Doen is bietjie bomskok dink ek. Ja, nee. Ek weet nie of is dit wat hy probeer doen het. Want dit was net stupid. Dit was immature eintlik. Ja, nee, dit was hy. Sit ons drie hier so en praat. Miskien het hy Asof ons die beste reaksie het ons nou beter gedoen. verstaan jy? Nee, maar ek bedoel, ek dink wat 'n ou verstaan, hoe ek verstaan hoe dit werk is dat jy het genoeg downforce agter dat as jy ewen van die throttle afkrim, Dan maak dit toe. dan maak Ja. dit toe. Maar hy sien maar hy het nie. Maar dis my Dis hy het die fout gemaak. Hy het Ja. dit in 'n simulator. so met ander woorde, Maar het buiten hy in sy ore Hy het nie Rammstein gespeel van Daar sê. Nou is dit. Du hast mich von du Hans Mies. Daar is hy. Du hast mich die vraag. Kali, wat wil jy nou gesê het? Nee, het F2 het hulle DRS. Ja. Okay, so dit is nie dat hy nie ken nie. Hy weet hoe DRS werk. Maar dis al wat ek die naweek gesit en ek kyk nie baie verskriklik ernstig die F2 en 3 nie. Daar Goed nou, want ons weet wie volgende deurkom. Okay. Vir Hadjar ken. Ja, okay. Ek is met jou. Dis dalk nie 'n slegte opsie. So ek het dit nie baie ernstig
tot op hede dat ek nog nie regtig baie ernstig na daai gekyk het. So ek was nie onseker. My uitgangspunt was toe ek dit sien, toe dink ek, okay, my enigste logika waarna ek kan dink, as ek nou logies wil probeer wees, is dat hy kom uit 'n kar uit of 'n stelsel uit dat hy dis 'n maklike konsep om van te vergeet as jy nie gewoond was om so iets te ry nie. Maar as jy nou sê hulle ry ook met DRS, ek bedoel dan het ek nou nie 'n verskoning vir hom nie. Die Benjamin dude het van sy vorige FP sessions gaan die telemetry gaan kyk en die onboard footage gaan kyk en dan toe dat dit reg gekry. Dit was net 'n oomblik wat hy net nie gefokus het nie. Ja. Ja. Dan dis. Okay, maar nou. Ons gaan terug in die reis toe. Ons mag ons al praat oor Kimi Antonelli of nog nie? Ons gaan nou by uitkom. Okay, wonderlik. Okay, mid-race battles. Okay, kom ons sê net, luister, daar was 'n bietjie van 'n crucial pitstop. Ek dink dis waar McLaren die race verloor het, dis by die pitstops. Praat ons van daai pitstop. Ja, ek dink hulle het vir eerstens vir Oscar te vroeg gepit, nommer 1. Nommer 2 is hulle het vir Lando dieselfde tyd gepit as Max. Ja. En toe gaan sny Lando gras. En dit werk nie. Verstaan jy? Maar ons moet verstaan, ek ons net gou die obvious state. Lando het vir 2.3 sekondes gestop en Max het vir 3.3 sekondes gestop. Maar wat het hy gedink? En Lando het besef, hy het nie gedink nie, maar hy het net besef dat hy's vinniger uit die blokke uit as Max, en in sy mind het hy gedog, hy is nou vooruit. En toe is dit net 'n mentaliteit van ek sal nie terugstaan nie, ek sal nie. Maar ek het Max het maar Max het regtig eintlik nie baie verkeerd gedoen nie. Max lyn gehou. Hy was clearly voor gewees. Hy was voor. Lyn gehou en uit 'n bietjie hy het nie eintlik oorgekom nie, maar nie regtig nie. Hy het net, ek bedoel daar was genoeg plek vir ten minste 2 wiele op die ja. So, Max het regtig niks. Ek weet nie wat McLaren se hele storie agter dit was nie. Of Lando moes maar net sy voet in dit gehou het. Ja, ek bedoel, dis waar die dan bande kom met tire blankets uit hulle hier op. Ja, hulle gaan bietjie nat wees, maar ek bedoel, vat dit aan. Verstaan jy? Druk die ou fyn. Maar dan weer Max kom vroeg in die championship. Ja, maar Max Ek bedoel, dis wat Max met hom verlede jaar in. Max het heeltemal reg. So, Lewis is Lewis al jou spanners uit en Muro. Wel, ek sou vir jou dit sê, Ed, jy wat nou dit so noem en jy maak 'n baie goeie punt. As daar kontak was, as Norris en Max mekaar uitgehaal het, nê, het Red Bull nog steeds nie momentum gehad nie. Het Yuki dalk nog swakker gedoen, want dan sou die pressure bietjie gewees het. En sou Max en Red Bull baie slegter afgewees het, want Oscar sou aanhou perform het. So in hindsight sou dit dalk vir McLaren beter gewees het vir Lando om vir Max uit te haal. Ja, ek weet, maar weet jy, hierdie herinner my so baie, en ongelukkig, ek weet jy hou Stella as goud, maar het herinner my so aan Stella se Ferrari daar, dat hulle maak dom besluit. Ek weet, ons is couch potatoes, wat hier sit en kyk, ons het nie al die data voor ons, soos wat hulle het nie. Verseker. En ons kon sien, en ek seker van hulle kon sien, dat die ander kant werk nie. Hulle kon sien Oscar het pace. Ek meen, as jy die gap kon manage en hulle vra vir Lando om te push, hy kon nie nader kom nie. So, hy kon nie, hoekom het jy nie vir Oscar kon nader kom? Ja. So, hoekom het jy nie vir Oscar langer laat ry nie? Of even vir Lando, vir 4 laps. Hulle moes al die switcheroo gedoen het, 10 laps voor die einde, moes hulle al vir Lando en Oscar laat omry laat. Maar kom ons weer by 'n hungry scenario. Dan kan Lando nie verby Max kom nie. Dan het Lando nou verby, dan het Oscar verby Lando gekom, Lando vat vir Max verby, dan wen Oscar, en dan sê Lando, maar ek het dit vir hom gegee. Want daar is nou daai tipe breed. Okay, maar ons moet nou net nog die elephant in die room. Ek bedoel, kon Lando nie nader aan Max kom nie, omdat hy probeer vir Oscar agter hom probeer hou het nie dalk nie.
Hy het probeer nader aan Max om my kon. Ja, maar ek hoor jou, maar nou sit Oscar op Jy meen hy het meer gekonsentreer. As ek was, is 'n groter threat om Oscar agter my te hou as om vir Max te gaan vang. Op 'n petty level, maar waar die ouens is. Niemand sal dit erken nie. Ons ken hom ons nou al so 'n bietjie vir Lando, jy weet. Okay. Sodat hy later wanneer dalk 'n bietjie Merite. Okay, dit maak vir my sin want as jy kyk na later in die seisoen, ek bedoel dan kom ons weer in 'n situasie waar daar gekies gaan moet word. Ons weet mos nou McLaren wil nie 'n 1 en 'n 2 hê nie. Kan jy raak 'n baie goeie punt aan. Ja. Hoor nou mooi vir my. Dat al wat Max moes gedoen het hierdie eerste paar races is in die hand bly. Yes. 1 punt agter lê. Dis hom. 62 vir Lando, 61 vir Max. 'n Upgrade gaan kom binnekort vir Red Bull. Hulle beplan 'n upgrade. Ek is nie seker by watter race nie. Dan McLaren is maar hy meen nie gewoonlik hier. Dan sê verstaan dan het want hulle sê hulle verstaan waar die disconnect is nou. Kry Red Bull 'n update. Ja. So gaan hulle vir Ricardo terugbring dan. Ja. Jy gaan hulle vir Yuki instuur vir 'n blinde darmoperasie, weet? Nee, hulle gaan vir Yuki minder wing op. Jy sien, daar is nie veel van hom nie. Ja, chicken wing. Jack Russell wing. Ja. Ja, maar ons weet nie wat vleis eet hulle in Japan nie. Jy weet nie. Okay. Maar die punt is, boys. Die punt is op die hoekie van die wing. Ja, op die hoekie van die wing. Maar die punt is, dit McLaren het weer eens 'n 2024 op Russell getrek en 'n race weggegooi en 'n baie slim Red Bull en Max. Wel nie weggegooi nie, maar ek bedoel het goeie punte in die race gekry. Hulle het gele dis. Maar hulle kampioen te wen weggegooi, ja. En dit is net 'n herhaling van 2024 waar hulle soveel keer kon gewen het. But it is early days and hulle obviously they're playing it safe. I guess. Maar okay, maar nou you play it safe, maar nou terwyl die Red Bull op 'n knife edge is. Ja. Kapitaliseer, sit pressure op die ou. Laat hy 'n fout maak. Verstaan jy? Hy moet plaas so hard konsentreer net om hy kar ordentlik te ry dat as al sit jy, weet jy wat het Mansell destyds gedoen, né? Mansell was so slim. En dis hoe hy PK gewen het, né? En Nelson PK, Kelly PK se pa. Ek dink die oupa van die tweeling. Nee, nie daai. Jy PK dog ek sê Engels vir PK. Ja, nee, wel ek en hy maak net 'n paar PK's laat reën nie maar op McLaren. Maar die punt is dat hy het hom gestuur of vir Patricie wat sy teammate was by Williams en vir Senna of vir Berger wat vir McLaren gery het daai tyd laat jaag en pressure opsit sodat hulle tyres uitbrand. En die oomblik as daai twee se tyres afval, dan slak Mansell en dan gat hy. Verstaan jy? Dit is Lando kan sy kop gebruik. Maar dis hoekom ek nou gedink het, ek sien nie Lando die hele race vir Oscar, maar daar was crucial tye waar Lando eintlik moes fokus op Max. En hy het meer gefokus op het hy was Oscar. Bewus van waar Oscar ek dink ook so. Dis wat ek gedink het. Beteken wat? He's in his head. Maar dis wat ek was. Dis wat ek vir heeltyd nog gesê het. Ons jaar afval. Ja. Absolutely. En Oscar weet dit. Ons het dit laas jaar al gesien ook, maar dis al wat hy hoef te doen. En Oscar hoef nie 'n woord te sê nie. Al wat Oscar hoef te doen is hy moet net sy eie game speel en vir ander Agassi die foute laat maak. Laat Djokovic die foute maak. Alcaraz, laat hulle gaan nou nie net vas staan. Seker dan kom jy verder in. Sit hom. Baslik klink. Check. Ja. Anyway, dan luister ten spyte van dat sy Kahuna's, Balzak, wat ook al dit seer gekry het Hadjar actually brilliant. Yes, I mean, een van julle het hom gekol op julle Superbowl, reg? Ja, ek het hom gekol.
Ja, jy het hom op die regte posisie gekop. Jy hom in die top 10 gehad? Ja, ek het hom in die top 10 gehad. Ek het hom in die top 10 gehad. Nee, ek het hom in die top 10 gehad. Maar ek het Science in die top 10 gehad. Ja, maar Science het ek al van die begin af in die top 10 en hy kon nog een keer daar uitkom. Ek het nie vir Adjor in top 10 gehad en jy het nog steeds my grondpad gery. Ek weet, ek het jou grondpad gery. Maar, omdat my podium verkeerd was. Weet julle wat? Ja, ding is, okay. Eerstens, swak, ek's jammer, ek weer eens eerste reis, maar los in die tyd in die kar gehad, los in, het ek meer van verwag. Ek ook. Nommer 1, ek ken die kar. Ek het 'n sponsor wag, not responded, okay? Ja. Hadjar, brilliant, okay? Nou word hy vrae gevra, luister, is jy reg vir die Red Bull call-up? Hy sê, ek skoutel waar ek is. Maar geen nesie vir 'n call-up. Verstaan jy? Ja. Maar ek dink die Red Bull gaan ons slaag raak van Yuki, want Yuki het regtig bewys hy Yuki het goed gery. Hy kan die kar handle. Ons gee nog twee races kans. Kom ons kyk. Want as hy in die volgende twee races nie punte kry nie, dan is dit 'n ander prentjie. Ek dink by Bahrain gaan ons verras. Dis my wildcard. Die een ding wat ons wel nou, wat 'n feit wel reeds nou tans is dat Yuki kon by Max byhou in die practice session. Ja, presies. Nou ons weet nie wat in die kar aangegaan het nie. Ons het nie die kar se setups was of whatever nie. Maar correct me if I'm wrong, ons het nog nie sulke klein margins consistently gesien. Nie eens van Checo laas jaar nie. It's been a while. Nee, dit was lank terug wat daai twee Red Bulls so naby mekaar was. Ja. Hierdie sport gaan oor die resultate op Maar terug te kom na Isaac Adjar se brandende bulls of bull, sorry. Jy weet, daai het bietjie ongemaklik gesit blykbaar. Hy het punte gekry. En dan Alex Albon. Wat het well done. Wat het by hom wat het in Thailand geëet? Nee, dis nie Williams, bro. Ek meen, dis moenie 'n fout maak nie. Alex is 'n goeie ja, sy kwaliteit en ek bedoel sy radio boodskappe was redelik heated, nê? Ja. Van die begin af al, nê? Ja, dit was nie 'n opbou nie, dit was so maar hy het punte geskor. Ja. Verstaan jy? Met 'n 9de plek. En Williams het regtig goeie punte geskor. Maar dit bring ek net gevindig hierdie vergelyking tref. Yuki en Albon, die ander ouens was 'n Pierre Gasly geweest wat mos nou ook al 'n kans by Red Bull gekry het en ook uitgedrop het. Maar hulle dis wat daai drie ouens gemeen het. Albon, Yuki, wel Lawson dan ook. En Daniel. En Daniel vir that matter. Maar ons sien 'n ernstigheid en 'n maturity in Albon en in Yuki tans. Ja. En dis vir my jammer dat Sainz so lank vat om daar uit te kom, want ek dink ons het obviously by Ferrari ek bedoel die ou het gecompete met flippin Charles Leclerc wat een van die top 3 most talented ouens op die grid is waarskynlik. So dis vir my absolute geval van Albon wat die Williams genoeg ken en hulle het goetertjies obviously in Albon se rigting in develop omdat hy die feedback laas jaar al gegee het wat nou vir hom dividende uitbetaal wat obviously Sainz moet dan gewoond raak. Maar die feit bly staan is die Albon Williams marriage is so mooi soos wat die McLaren Sainz marriage was. Toe McLaren hulle goed omdraai byvoorbeeld. So Williams doen goed en hulle het die potensiaal en as hulle 'n paar drivers, ons het gesien Sainz het dit al by McLaren reg gekry, dat dit 'n halwe seisoen plus gekos of gevat. Ek wens dit ons kan flippen vir Carlos sien waar ons hom wil sien. Maar dis nou 'n geval, dis nou meer waar ek aanvanklik gedink het jy's Williams skuld vir Carlos. Nou voel dit vir my maar Carlos skuld vir Williams. Maar kan ek sê Carlos het nog altyd 'n struggle gehad op Suzuka vir een of ander rede. So ek dink hier is een van ek bedoel dis nie sy bane nie. Ek dink dit lig sy sterkpunte uit van sy driving style nie. En die feit dat dit koud was en die bande wat hard was. Maar nou kom dit so 'n blinde darm. Ja, maar nou kom ons op Bahrain. En ek dink dis waar En ek dink by Bahrain gaan ons weer die ou Sainz sien uitkom. Daar's want ek my punt is dis waar ons kan nou daaroor praat in ons volgende episode. Ek sê nou,
Maar in ons volgende episode praat ons daaroor, maar dis waar al die spanne data het van hulle nuwe Ja, 100%. So, Dit gaan, hoeveelste is dit die 4de wedren vir die jaar? dis Ja. reg. Jy sien, dis nou tyd, dis nou, ek het verwag Carlos sal in die 3de wedren al, ek weet hy was nou unlucky in 'n grid penalty alweer. Ja. Maar ouens, kom ons vat gou elke span gou vir 'n oomblik. Ek dink ek wil net opsom. 'n bietjie saamvat. Jy weet, ek dink As ek verkeerd gesê het, Tsunoda by Red Bull het die meeste overtakes gemaak die naweek. hy het Ek dink hy het ek dink in die race self nou. ek dink hy het 'n solid performance. Ek dink iets wat ek ook gehoor het die naweek is een van die goed wat hom baie gehelp het, hy het 'n groter, meer draggy rear wing opgehad. Ja. As Okay. Max het bietjie wing afgehaal. Met die angle. Ja, so Yuki het 'n bietjie van 'n meer stabiele agterkant gehad. Yuki was haastig oor die draaie, hè. Hy was, maar dit het gewerk vir hom. Dit was Maar jy sien, dit is wat 'n ou doen wat al Ja. Hy ken 3 jaar, 4 jaar in Formule 1 ry teenoor 'n ou wat 11 races begin. Yes. Verstaan jy? Ja. Hy kan dictate wat Stem hy saam. soek. Ja. Okay? So kudos daarso. Max het ons klaar oor gepraat. Ja. Briljant, okay? Maar goed gedoen, hy verdien dit. McLaren het regtig soos ons gesê het, alles gegee. Ek dink strategy kon net beter wees. Ek dink hulle gaan wegstap daaraf. Ja, Rassie, jy maak 'n goeie punt ook. Ek dink hulle het regtig punte geskor, maar ek dink dit was 'n ek dink Oscar was die wenner in McLaren, nie Lando nie. Ja. Want Oscar weet hy het genoeg pace gehad. Want Oscar was op die telefoon gewees. En gereeld. Dis wat 2 sekondes agter die racewenner. Presies. Dis So 2.1 agter gewees en sy tyres was fine. Die ander kat het nie gewerk nie, maar die overcut het gewerk. Ja. En ek kan nie verstaan hoekom niemand vir die overcut gewerk het nie. Ek het verwag toe Loos die overcut ry, ek gedog hy gaan beter doen. Die ou wat vir my regtig, en by the way, Yuki was driver of the day gewees. Of course, Nee. Ah, Verstaan jy? ja, maar hy Want verdien daar's dit. genoeg mense in Japan alleen om almal te stem. Ja, dit ook. Okay. Ferrari was daar thereabouts, okay. Ek het bietjie meer van Lewis verwag want dit is 'n Lewis track. Ja, Lewis track. Lewis like van dit. En jy kon sien hy was confident in sy strategie. Hy was Ja. en ek bedoel ewen as jy deur FP1 en FP2 en FP3 kyk, die ou het 'n ritme opgebou. So Ja. ek was bietjie teleurgestel in sy qualifying. En Charles het my verbaas. Want Charles het regtig gesukkel in die begin van die naweek. Hy het En ja, okay, vierde kom en hy het 16de geëindig. Hy het 'n 310 se lap weggegee op McLaren en Red Bull. Maar ek dink dit was 'n uitleier geweest van weer eens. Ek vat Las Vegas verlede jaar. Dieselfde tipe temperature was by Japan. ja, Dis koud. Die Ferrari werk, hy het nie daai window om daai koue temperature. daai koue temperature te laat werk nie. En dis iets waarna hulle gaan moet werk vir die jaar wat voorlê. Ek het gewag vir nou, ek het gewag vir die sport vir die reën om te val. Ja, dit het amper En ek het gedog, naby. ek het op 'n stadium gedink terwyl ons nou by Loos is. Ek het gedink met sy ervaring en die rookies en die composition en die weervoorspelling. Ek het honestly gedink Loos is 'n classic race. Ja. Wat Loos homself gaan uitsit daarvoor en wat hy gaan benefit in 'n safety car of 'n virtual safety car en net gaan slingshot. En dit was close. Ja. Ek bedoel daai pitlane incident gebeur het Loos nog nie gaan pit nie, hè. Ja. Ja. Exactly. En ek het gewag vir Stroll om iets te doen. Mercedes, nee, Do something. nee. Ja, well, hy apparently verloor sy pa sy albasters by die factory as hulle 'n swak naweek gehad. Ek het nou 'n berig gelees daaroor. So dis nie toksies daar op die oomblik. Ek wonder hoe hanteer Adrian Newey dit. Maar my disappointment was Mercedes. Mercedes het so goeie pace hierdie naweek gehad. George was op die stadium Ja, ek weet binne 500ste van 'n sekond van Hy het baie goed van Lando wat die practice sessions, hy en Oscar het practice sessions gedominate. Ja. En hy kon net nie verby Charles kom nie.
Verstaan? So, en dis waar ek Charles kudos gee, want Charles is my driver of the day. Ja. Want hy het 'n kar maak wat hy lekker wou werk, hy maak werk en hy het hom 4de laat eindig. Verstaan jy? Ek dink ook Charles het goed. En hy's nie gedisqualified nie. Jy weet, Kimi Antonelli, moneymaker. The youngest Formula 1 driver to ever lead a race. 18 jaar oud. Ja. Daai man voorgaan, toe dink ek, goeie genade. Ek wonder of hy laaitie weet waarmee hy nou besig is. En hy het die vinnigste lap opgesit. Ja. En sê jammer, hulle kry Hy geëindig by die vinnigste lap. Ja, hy geëindig by die vinnigste. En hy's die youngest driver wat ook die vinnigste lap opgesit het ooit. Dit was met medium tires. Nee, hard tires. Want Carlos het op 'n stadium vast lap en hy het ooit uitgekom by. Ja, Antonelli fisiek, hy staan op medium tires, ja. En hy het geëindig met die hard lap opgesit met daai. Baie goeie pace gehad. Die Mercedes lyk actually na 'n baie goeie kar. Eintlik ek sit hom, daar's eintlik vir my niks te kies tussen Ferrari en Mercedes op die oomblik nie. Want die karre werk uit dieselfde. Ja, ek dink die twee is baie naby mekaar. Imagine jy kan vir Kimi en vir Lewis omruil nou. Ek sal dit doen, want ek wil nie Lewis daar hê nie. Maar ja, jy het my uitgelok met daai en ek het hom getrap, verstaan jy? Six Love. Dis 'n vars een op 'n gras. Dan Racing Bulls, Isaac Adjar, ook een van my drivers of the day. Ja, ek is regtig nie driver gekry. 8ste geëindig met al sy issues wat hy gehad het. Het hy Q3 gemaak. Quali, ja, exactly. En hy het goeie pace gehad. Hy's op het. En Liam Lawson, weet jy wat? Gaan terug plaas toe en gaan wees 'n skaapwagter. Ek dink hy moet na Daniel Ricciardo se skape gaan kyk. Ja, verstaan jy? Tag your it. Ek kan nie sien dat hy baie lank homself gaan help. Ekskuus Callie. Ek kan nie sien dat Liam homself baie lank in die Formule 1 grid gaan sien nie. Lawson se kop hy is te seën mentaliteit nog. Ek dink hy kan recover. Net soos wat Pierre gesukkel het, net soos Albon gesukkel het. Max het hom gebreek. Wel, ek weet nie of Max of Helmut en Christian het hom gebreek. Honestly, ek dink net hy het homself gebreek. Ek wou nou dieselfde ding sê. Hy is eintlik beter as wat ons sien van hom. Ja, maar nou nou hier's die ding. Weet jy waar dit vir hom skeef geloop, né? Mexico. Dis hy. Mexico tweede dag 24. Toe hy vir Checo aangevat het. Toe hy vir hom die flipper gegee het op 100% reg. En gefight het waar hy nie moes gefight het met die senior team nie. Ja. En nie sy plek geken het nie. Daar's hy. 'n paar vyentjies al. Hy's 'n arrogante blikskottel en jy kan hom maar bliksem noem, maar weet jy wie sal hom sign? The Flav. Flav sal vir Liam, hy sal 'n bad boys hom sign. Of Cadillac sal hom sign. Maar die punt sal hulle regtig as jy kyk waar hy nou eindig. Die punt is Liam gaan nou homself, hy gaan nou humble pie met een. Okay? Right? I know. En hy gaan maar sien hy sonder Vlaan Romeis en hy gaan nou met ritme opbou. Maar dis nie hoe hy floreer. Hy floreer wanneer hy kan. Hy floreer wanneer hy 'n Checo kan aanvat. Hy floreer wanneer hy arrogant kan wees. Dis hy like dit van 'n arrogansie. Hy is kniediep in die vlei tans. Ja, daar by die poefplaas. By die Zurich. Ek weet nie wat hy gaan doen nie, want hy is in territory wat hy homself nie eintlik reg. Nee, ek weet nie. Ek dink hy is dieper in as wat hy het 'n bietjie luck nodig, safety car advantage en 'n bietjie arrogansie eintlik maar nodig om hom uit te kry, dink ek. Kom ek kyk luister ek dink omdat hy familier is met die Racing Bull setup, glo Bahrein gaan vir hom beter wees. So fair, maar Bahrein gaan vir almal beter wees. Dan gaan hy bly. Almal ken die baan. Ons net gou erken dat die Racing Bulls het regtig 'n baie goeie motor hierdie jaar. Absoluut. Wat Marines het daai mooi foto opgesit. Ek het dit nogal toevallig ook opgelet met die onderhoud van Max wat die Alfa Tauri hier op die kant van die Cape gestaan het en die Visa op die skouer. Ek het nogal dit opgelet. Dink ek, dis interessant. So my stilligheid. Bemarkingsfoef. Ja. Dit is vir my snaaks is dat in Turkye het almal wit overalls gehad, né? Ja. Hierso in Japan is dit net die drivers
en die car livery wat wit was, maar die red mechanics en die red almal in hulle blou gewees. Ja. Ek voel net, yes. Is as julle nou die Dit was oneenigheid in 'n kleur. Ja. Ons kom nou daar, maar ons moet net onthou om iets te sê oor Haase livery, want ek het ons gehou. Ja, hulle van hulle hulle het baie mooi. Hulle blossoms is brilliant. Williams, Albon het ons nou baie oor gepraat. Eindig 9de, begin op die medium tire, switch oor hard toe. Sy strategie het om toegelaat om 'n solid punt te maak. Sainz, disappointing. Ek dink hy figure nog uit. Hy bed hom in net soos Lewis. Is hy besig om homself te vind binne die Williams setup? Hy doen, jy kan sien hy doen. Ek bedoel ons drives gedoen. Ons weet Bahrain en Australië het hy pace gehad. Even in China op 'n stadium het hy pace gehad. Ja. Maar ek dink hy vind net so bietjie die Daar's nog 'n paar gevoelens in die motor self wat so ek weet ek wil nou by die tail enders gery, maar op 'n stadium was dit die Carlos Sainz show. Hy het niks van sy overtakes live gewys nie, maar kort het hulle weer 'n Sainz overtake gewys. Weer 'n Sainz Nou weer 'n keer is die tail enders, maar as hy dit nie gedoen het hier, moes ons bekommerd gewees het. Presies. Maar hy doen ten minste dit reg en dit wys progress. So kom ons kyk. Korrek. En dan Yes, Behrman, what a guy. Haas. Hey. Okay. Wat ek gehoor het in 2026 Toyota gaan raak. Ja. Daar's baie sterk rumors dat hulle Toyota gaan raak en ek dink ons het verlede jaar daaroor gepraat. Ja, ons het. Ek koop sommer 'n Toyota as ek nou Edwin was. Yes. Net so. Weet jy wat, of ek bly by Red Bull Power. Want ek het nie genoeg geld vir 'n Parasango nie. Verstaan jy? Of miskien moet ek 'n Fiat koop. Okay, nou het ek 'n vraagie vir julle beide. Het enige van julle vir Behrman gehad op die top 10 op julle Superbroes? Nee, ek enige van ons het nie. Ek het nie vir Behrman nog. Nee, ek het die volley app gehad. Want ek het gedink hierdie gaan actually een van Haas se bogie tracks wees, actually. Ek het op 'n stadium met Behrman so goed gedoen, ek het gewonder of hy nie drive the day kan as hy top 7 kon eindig het, dan is ek goeie kandidaat. Kom ek sê nou vir jou, as al die Behrman races wat hy nou ry die hele tyd, dan ry hy homself in 'n Ferrari seat en jy gesien hoe baie support was daar onder die Japaneese vir Behrman? Baie. Ja, dis nogal. Maar luister, kan ons net gepraat oor die Japaneese support? Jy gesien daai 3 lighties. Hoeveel replica helmets daar was vir drivers? Ja. Dis is waar kry julle dit? Ja, waar? Jy moet sy nommer, kom ons bel hom. Daai 10 Koreaanse kindertjies vir my ook 'n helmet. Ja, stuur vir my 'n fax. Verstaan jy? Met my bestelling. Maar wat vir my uitgestaan het van die Japaneese support is dat hulle het deur die bank vir almal support. Daar was support is Behrman support, maar dit was obviously Red Bull. Dit was een van die volste Japaneese Grand Prix in die geskiedenis van die Japaneese Grand Prix. Ja, was baie brilliant. Is dit by Anko 'n laagtepunt vir hom na sy goeie China showing wat hy gehad het? Ja. So het hierdie een geniet dink ek. Ja, ek dink dit was 'n bietjie payback. Fernando en Aston Martin het my disappoint want hulle deur die naweek goeie pace gehad actually. Ja. Ek dink jy weet dis waar ek nogal actually gesê het omdat Fernando buite die top 10 begin het. So ek op 'n soft tire begin het. Ja. Jy weet so ja, kry nie posisie en dan werk jy om Pirelli gekies het. Presies. So ek sou regtig met die soft begin en met die koue temperatuur en 'n possibility van 'n class 1 ry op lap 20. Ja, ek meen as jy gaan kyk die ouens wat heel agter begin het soft tires begin en hulle deur die veld beweeg. Ja. Verstaan in die eerste paar laps. So Aston Martin het my teleurgestel, maar ek dink wat ek baie appreciate het is toe hy in die media pen was, hoe hy die waardering het vir Max Lap. Jy weet? Ja. En weet jy wat, die ou Fernando wat ek geken het wat by Renault was, sou dit afgemaak het, maar die appreciation vir talent wat hy was,
is net asof hy daai waardering het. Is dit 'n volwassenheid wat Ja. I agree. Hè? Maar dit bring ons ook by 'n punt waar Alonso 11de eindig en ons ouetjies soos Hadjar, Kimi Antonelli, Behrman, almal wat ekskuus nie. Ja, Behrman was in die punte, 10de, ja. Dit is ons is besig om in 'n nuwe era aan te skuif nou. Ons het Stadig maar seker. En hy is 44. Ja. En op 'n stadium in practice was hy 2/10 weg van die McLarens af. So hou die spasie op as Newey sy update bring op daai kar. Kan ek net sê Newey se invloed moet nog gebeur. Dan kan Fernando goed doen. So Fernando het dit nog. Kom ons hou dit net daar. Ja. Lance Stroll sê ek en net dan Alpine. ja, sê okay, kom weer Alpine toe want Lance Stroll kan ons net sê ek gaan net een ding sê van Lance Stroll, hy was heel eerste van agteraf. En daarmee gaan ons aanbeweeg. Ja, verkeerd nie. Gasly 13de. Ek is impressed met Gasly se driving hierdie jaar vir een of ander rede. Ek dink regtig hy ry. Ja, ek eintlik dit voel vir my Gasly skuif 'n rad op waar hy regtig sy kop gebruik. Ja, I agree. En hy ry nie 'n conservative race nie, maar hy ry 'n calculated race. Dis my probeer alles. En die ding is, hy het al beter seisoene gehad, hy's net stak in daai voertuig. Hy is, maar ek dink so wag vir die Mercedes engine volgende jaar. Okay. En dan gaan ons praat oor die V10's wat kom. Hy is jonk genoeg, hy het daai honger nog, hy het absoluut. Ja, ek het die interview gekyk wat hy met Tom Clarkson gehad het op F1 se podcast. En daai ouetjie is reg en weet jy wat, dis 'n ander Gasly wat 'n ou daar sien is wat jy by Red Bull of by AlphaTauri. Ja. Ja, hy het 'n racewoon onder sy belt. Ja. Maar jy kan sien unlike Ocon vat hy dit nie vir granted nie. Ja. Hy weet hy het werk nodig. Hy weet hy kan die span lê. Hy weet wat die potensiaal is. Korrek. En hy probeer werk daarna toe. Ja. Hoe lank is sy kontrak by Alpine verleng? Sy Alpine kontrak is tot die einde van 26, 27. Ja. Hy sal ook eintlik baie lekker ry in Aston Martin. Dit is nie dat hulle hom sal sign nie. Nee. Ek meen maar nie. Maar net so terloops, onthou net Albon is nog steeds 'n lone Red Bull driver. Ek wil dit net noem. Ja. Okay. So ek hoop nie ons hardloop in 'n Jenson Button scenario nie. Weet jy of julle hierdie onthou nie? Jenson Button was weg. Hy was in 2000 as 'n debut vir Williams BMW gemaak. 2001 het hy plek gemaak vir Juan Pablo Montoya. En toe het hy vir op die sideline mos gehang. Nee, hy het nie. Hy het vir Benetton gery in 2001, Renault in 2002, 2004 toe sy BIR Honda toe. En toe in 2005 was daar hierdie hele kontraksuele clash want Williams wou omdat Montoya McLaren toe gaan, wou Williams Jenson gekry om in Williams te ry. En toe het hulle op grond van die FIA en die FOM en die World Council gesê die kontrak wat bestaan by Williams nie kan staan nie as gevolg van 'n sekere klomp gronde. So Jenson, weet ek hoop jy ons loop dieselfde issue in waar met Albon waar hy opgeroep word Red Bull teen, want ek dink hy nie moontlik oor sal klaar nie. Maar ek weet nie weer eens wie jy ook al langs Max sit. Jy weet dis ook hulle gaan 'n harde tyd hê. Kan ek bedoel dit met geen disrespek nie, maar ek dink Yuki is te dom om te agter te kom wat sy Max stuur. Hy ry net die kar. Soos hy worry nie. Ja. Maar ek hoor wat jy sê. Maar ja. Hy het oogklappies aan. Dis nie eers 'n intellek issue nie. Dis net gefokusheid. Dis nie 'n intellek issue nie. Dis net 'n ingesteldheid. 'n gebrek aan verstaan van kommunikasie van twee verskillende kulture wat bots. Maar meer as dit, ek dink Yuki is net so ek bedoel hy het die laaste jaar en hierdie jaar whatever hy gedoen, whatever program, whatever development hy deurgaan, daai ou het geshape. En ek sou dit ek sou shape as hulle 20 miljoen rand by my gehad het. Maar dis nou maklik om te sê want hy sit nou in 'n Red Bull seat, maar ons het in elke reis van hierdie jaar van die begin af het ons dit nog gesê.
wat Yuki is 'n geshapte driver. Maar ons het dit al verlede jaar. Ons het ook verlede jaar, ja. En dis hoekom ek dink hy verdien daai sitplek meer as enigiemand anders tans. Ja. Die vraag is kan hy daaraan vashou. Maar anyway, ons is nou by Sauber. Ek wil gou by Sauber kom. Dis Sauber impress my nog steeds. Dat hulle met zero budget nie laaste is nie. Behalwe hulle is laaste, maar as jy kyk na die gap wat hulle toegemaak het. Hulkenberg is in die vorm van sy lewe. Ek ben op 'n stadium met hy Sauber in practice sessions op 7de, 8ste gesit. Ek dink hy kon dit net nie by mekaar sit in die in qualifying nie. En hy het op die medium tyre begin en toe hards toe geswitch. Bortoleto weer eens ook baie vinnig, maar hy het net 'n fout gemaak in qualifying wat hy gerooi het, maar hy kon deurgaan in Q2 toe. So net soos Hulkenberg. Maar jy weet so weer eens hulle gebruik wat hulle het. Hulle is vinniger, maar jy kan sien hulle hou terug en toevallig was Jonathan Wheatley die naweek daar as team principal van Sauber. I think it was vir my, it was super evident dat Sauber zero kontant stoot in hierdie seisoen nie. Ja, dit was my so duidelik so daglig. Dit is net, kom ons kyk hoe min geld kan ons uitgee sodat die prysgeld wat ons vir laaste besie kry dit net kan tref. Ja. En ek hoor jy sê van Hulkenberg, maar dit sê vir myself, practice session is so moeilik om te gauge want dit is hy raak met zero fuel gery nie of dit is, maar ek dink hulle het rarig baie progress gemaak van verlede jare af tot nou toe. Ek wil vir Hulkenberg of in punte of op 'n podium sien. Verseker. Maar ons sal dit definitief met 'n Audi sien. Ek punte ek dink Audi werk hard in hulle engine en goeters, maar so Stewart verlede week vir ons of die vorige week, vorige 2 episodes terug vir ons gesê het, is dat die hybrids het nou hulle development peak bereik. So ek hoor nou baie geraas van al Red Bull en Ferrari en Mercedes push vir die biofuels, die tens. Nou om die manufacturers daar te hou, sou ek nou byvoorbeeld sê vir Audi, kom ons gaan terug in tyd. Maak hy 2.2 liter 5-silinder turbo. En laat hy sing. Hoor my uit met biofuels. En develop jou engines soos wat jy wil. Het vrye teels. En laat die res dan 'n V10 of 'n Ferrari weer of 'n V12 maak of wat ook al. Maar maak die speelveld oop sodat dit almal kan hou. Want nou raak Audi baie ongelukkig oor die feit dat daar geluide kom met hulle V10s toe wil gaan op biofuels. Maar wat almal nie besef nie, die VAG groep, die Volkswagen Audi Porsche groep, het in hulle elektroniese motors 'n 40% daling gesien in hulle verkope. Die e-trons van Audi verkoop nie, die Taycans van Porsche verkoop nie. Wat sê dit vir jou? Dit sê vir jou dat elektriese motors werk nie. Ja, maar dis net hulle is ongelukkig nie. Ek dink die ander elektriese voertuie bied dalk net meer waarde vir geld. Want onthou net, dis 'n baie groot gesprek. Daar in Engeland, my boetie het nou net teruggekom van Londen af na 3 jaar daar. Jy kan nie eens meer 'n Jimny op hulle mark koop nie, want hulle het mos 'n doelwit gehad van 2025 of whatever. Maar dit gebeur nie. Nee, dit is fair, maar hulle moes produkte en voertuie uit die UK mark uithaal, omdat daar nie 'n toekoms is daarvoor byvoorbeeld nie. So nou compete jy net met ander ouens se hybrids in die UK se mark, waar jy voorheen 'n baie groter... So dis moeilik, want dis nie noodwendig dat Audi... want byvoorbeeld Mercedes se hybrid afdeling is weer baie beter. Maar hier's my counter vir dit. Ons hou die cost cap op 150 million wat dit is. 'n V10 is ligter. Is goedkoper om te develop as hierdie hybrid systems. I agree. Verstaan jy? Minder complicated. En my grootste
probleem met hybrid tech en EV tech is net die inset energie en volhoubaarheid en recycle of dan 'n vervanging van batterye. Presies. Batterye is swaar. Ja, jy sit nou nie koolstof in die amper seker arena in die atmosfeer in nie. Maar hoeveel bome moet jy afkap om een battery te bou? Presies. En dan moet jy hom elke 5 jaar vervang byvoorbeeld. Ja, presies. So ou moet nou groter baie kyk. En onthou net in 2026 volgende jaar is die batterye groter. Ja. So ek love die hele biofuel idee. Want biofuel is in effek 'n sustainable fuel. Net om vir jou dit in vergelyking te plaas in my bedryf byvoorbeeld. Enige boumateriaal wat jy kan gebruik wat oor 'n paar jaar weer kan teruggroei, want jy kan dit plant, groei en weer gebruik en dit hou baie langer as wat dit gegroei het. Yes. Bamboes is 'n great ene. Net om staal scaffolding te vervang met bamboes wat die vinnigste groeiende hout grein, jy weet, kom ons sê nou 'n strukturele materiaal in die wêreld basically is, want selfs iets soos hemp moet jy nog steeds as vesel mix met iets soos sement met jy weet. So bamboes groei flippend vinnig. So jy gebruik bamboes oor en oor en oor en jy groei nuus daarvan en jy groei dit op dieselfde plek as wat jy die vorige een uitgeslaan het. Dit is letterlik sustainable. Nou dit as analogie tot biofuels is 'n fuel wat 'n biologiese 'n koei poep in 'n tank in en jy steek dit in die brand en dan ry jy om 'n baan. En die koei gaan aanhou poep en jy gaan aanhou ry. Verstaan jy? So This is 'n exciting prospect. So ons wil net daar baie dankie sê aan Sebastian Vettel en verrasargitekte.com wat daai ongelooflik analise vir ons deurgegooi het. Ja. Daai rasie nou toe sopas sy piek geslag binne 5 ligte. Net so. Soos wat 'n sweepslat op 'n bil se gagte. As dit sê. Ons kan 'n sweep uit al hierso. Ja. Maar dis baie goeie punte te maak. Ek dink dit is awesome want maar nou hoekom sal Audi soveel resistance? Want ek dink Audi het jou op die tech, I don't know. Ja. This is honestly, soos almal push nou EV en lithium ion en wat ek al die volgende tegnologie, maar Toyota is besig met hydrogen fuel cells en alles beweeg weg van elektriese. Hulle het die elektriese motors begin cancel. En dan is daar 'n hele ander, ek weet nie of julle bewus is van dit nie, maar weet julle hoeveel ammoniak engines is daar in skepe wat op die see vaar? Ammoniak engines. Daar's so baie tech daar buite. Is dit Renault wat ook nou 'n waterstof engine ontwikkel het? Ek het al iewers iets gelees van een wat al dit doen. Ek weet nie wie nie, maar in die hydrogen engine tech is daar hydrogen fuel cells wat vir jou eintlik nou maar elektriese stroom maak en dan is dit in effek 'n EV. Ja. Of dan is daar obviously die hydrogen combustion engine wat in 'n geslote stelsel brand produk lewer en weer gebruik en wat obviously baie onstabiel is. Want ek hoor volgende jaar se engines gaan harvesting nie so erg kan gebeur nie. Want hulle die turbo aspek wat al daai energie teruggeblaas is vir die jare. So dit is baie ingewikkeld. NGUK, NGUH wat ons nou het, val weg van die batterys groter. En daai turbo gases wat ons ontvang het vir kinetiese energie word nie meer so sterk geharvest nie. So die batterye is 'n herlaai gaan baie langer vat. Want dit is 'n baie groter battery. Ja. Die battery gaan meerderheid van die kilowatt bestaan as die combustion engine. En dit raak dis duurder om hierdie engine te ontwikkel as die vorige hybrid. Ja. Stem. En ten watter koste? Wat nog baie interessant. Ek is nou baie bevoorreg geweest om blootstelling aan 'n elektriese voertuie te kry voordat ek nog ooit in 'n hybrid 3 jaar later het ek nou onlangs eintlik 'n paar hybrids al begin ry en dit is vir my so interessant om te sien hoe daai tegnologie werk. Ek sou gedink het sit ten minste 5 kWh of dan nou as jy dink aan elektrisiteit by huis 5 units. Sit 5 units se kapasiteit se battery in 'n hybrid dat jy 'n trip kan doen net met jou battery byvoorbeeld.
Maar dis nie wat Toyota en Suzuki en hierdie ouens nie. Hulle sit 'n 1.47 kWh unit basically batterytjie en daai ding charge en wat's dit recharge en discharge en recharge op kinetiese energie elke sekonde. So hy's nooit gebou om eintlik vol te raak nie. So gou as jy hom vol gemaak het, wil jy hom weer gebruik sodat jy kan vol maar sy purpose is vir power delivery. Dis eintlik net om die las af te haal van jou combustion engine af. Verstaan jy wat jou petrol minder maak. Exactly. En dit is spesifiek eintlik wanneer jy meer brandstof gebruik as wat jy eintlik kan beweeg, met ander woorde wegtrek of opdraandes ry byvoorbeeld. So en dis vir my interessant, ek het nou vir 'n week lank het ons nou so 'n hybrid Suzuki dingetjie gery. En dis hoe ek kan nie lekker verstaan wanneer hy en net Suzuki's en al gebruik het. Dis wel is eintlik maar eintlik 'n Toyota. Dis als dieselfde. Maar Suzuki ontwikkel die kar en kry hulle mos nou toegang tot Toyota se hybrid teken. Anyway. Al wat Suzuki nie vir jou gegee het, is die Jimny platform. Ja, maar nou sien ek nou lees ek 'n artikel op 1 April nou, weet ek nie of dit April Fools en of is dit gebruik hulle die artikel om net in te taai by die Land Cruiser FJ wat nie die FJ Cruiser is nie, maar wat nou 'n nuwe klein Land Cruiser gaan wees. Maar die foto's wat nou saam met die 1 April dingetjie uitkom is dat Toyota blykbaar besig is om 'n nog kleiner Land Cruiser dingetjie te develop wat in effek soos wat ons as Suzuki en Toyota ken, dalk net 'n Jimny is met 'n Toyota logo op, jy weet. City Rock. Maar anyway, so ja, ek is nie 'n fan. Ja. Interessant met die tegnologie. Verstaan jy? Die enigste ding wat vir my 'n hybrid engine cool maak, is as jy 'n plug-in hybrid het wat jy 15 units kan charge, wat jy ten minste 100 kg of whatever kan, okay nie 100 nie, maar kom ons sê 80 kg kan ry sonder om 'n engine te gebruik en jy kan hom inprop wherever jy elektrisiteit uit die son uit kan kry. So Volvo, hoekom skryf julle nie in vir F1 nie? Polestar. Ja, exactly. So ouens, dit is ons program vir die week, jou review van die Japaneese Grand Prix. Max Verstappen het koning gekraai. En wat 'n verligting, was lekker om dit te sien, né? Ja. Actually, it was. Ons weet ons het nie 'n runaway season nie. Dit is 'n runaway season nie en ons het 'n world champions in ry. En ons moet appreciate die talent. Ja. Wat 'n moeilike kar vat. En dit kan doen en ek ken net 2 ander ouens wat dit kon gedoen het. Senna en Schumacher. En as julle my nie wil glo nie, gaan kyk 'n bietjie Senna se laps in die swakker karre. 1993, 92 was hy die championship leader vir die eerste 6 rondes teenoor 'n dominant Williams. Ja. Wat baie beter was. Schumacher 1998, swakker Ferrari, trek level met Mika Häkkinen op punte met 2 rondes om te gaan en vat pole op Suzuka. Jammer hy het gestol, maar hy het Mika onder pressure gesit, 'n kar wat baie swakker was. En dis waar ek Max sien. Absoluut. Ouens, ons waardeer dit. What a time to be alive. What a time to be alive. Yes, yeah. So geniet die episode as jy hom nou kyk, later kyk, like, subscribe, share, sosiale media. En ons sien uit na ons volgende episode waar ons die Bahrein Grand Prix gaan bespreek en daar is baie om daar uit te haal. Ons sien die volgende episode. Dankie Kali, dankie Rassie. Was lekker? Dankie Ed. Ons sien julle die volgende een.